Goeiemôre. Vandag wil ek met jou praat oor 'n apostel wat sekere mense glad nie van weet nie. Die apostel van vertroosting. Hierdie was Barnabas. Hy was 'n Lewiet en hy's ook bekend as Josef. Deur die apostels is hy Barnabas genoem. En sonder dat 'n mens regtig veel navorsing hoef te doen, gaan jy deur bloot die Bybel te lees in Handelinge 4 vers 36, waar hy genoem word die seun van vertroosting. Dit is wat Barnabas beteken in die ou vertaling. In die nuwe vertaling verduidelik dit so 'n bietjie en hy sê, dis iemand wat mense moed inpraat. Barnabas, die apostel van vertroosting. Hy is deur die apostels na Antiochië gestuur en daar onmiddellik kwalifiseer hy om 'n apostel te wees. Dit is ook hy wat hom oor Paulus ontferm het en hom na die ander apostels toe gebring het en hom ook gaan soek het. Na 'n lang tyd terwyl hulle niks van hom geweet het nie, het hy hom gaan soek in Tarsus en lank saam met hom in Antiochië gewerk, waarvan ons lees in Handelinge 11 vers 25 en 26. En in Handelinge 13 vers 2 en 4 is Barnabas en Paulus in opdrag van die Heilige Gees saam afgesonder om die werk te doen waarvoor die Heilige Gees hulle geroep het. In Handelinge 14 vers 14 word dan daar ook duidelik gepraat van die apostels Barnabas en Paulus. En verskeie kere hierna lees ons hoe dat Paulus en Barnabas saam vir die Here gewerk het. Baie mense sê daar kan net 12 apostels wees, die eerste 12, ek weet nie presies waar pas Judas nou in nie, of hulle maar tevrede is om Matthias in die plek daarvan te sien nie, maar is baie duidelik in die woord, dat na die eerste 12, het daar ook ander gekom, en elkeen van hierdie mense, het 'n baie belangrike funksie gehad, in die verspreiding van die koninkryk, en om ons vandag ook aan te moedig. Dank die Here vir vertroostende apostels. Mag die Here so iemand ons pad langs stuur, wanneer ons dit nodig het. Mooi loop.